Ons gaan vanoggend lees uit Hebreërs 11, daar vanaf die eerste vers. Voordat ons dit doen, kom ons word net stil en bid saam. Hemelse Vader, wanneer ons vanoggend hier bymekaar kom, is dit as 'n klomp dankbare mense. Dankbare mense, Here, omdat U ons geroep het en gekies het om U kinders te wees. Ag Here, en ons weet, en ons het dit vanoggend ook bely, dit het niks te doen met ons verdienste, of hoe goed of hoe oulik ons is, en hoe gehoorsaam ons is nie. Dis net U genade. Here Jesus, dankie dat U bereid was om vir ons sondes, ons skuld, ons oortredings aan die kruis te sterf. En daarom, Here, kan ons vrygespreek vanoggend hier sit. Kan ons sing van U vergifnis en U genade, wat ook vir sondaars, vir my bedoel is. Ag Here, ons dink aan hulle wat vanoggend nie hier kan wees nie. En hulle wat siek is in die hospitaal. Ag Vader, wees met hulle. Hulle wat weens verswaktheid of eensaamheid, ag Here, of watter omstandighede vanoggend ook deur 'n slegte tyd gaan en moedeloos voel. Ag Here, kom beer hulle op, kom bemoedig hulle weer deur U woord en gees vanmôre. Dankie Here vir U woord. Dankie vir U woord wat die bron is van al ons kennis en wysheid oor U. En mag ons ook wanneer ons vanoggend daaruit lees, weer U self hoor praat. Spreek Here, U kinders luister. Amen. Hebreërs 11, ons lees daar vanaf die eerste vers. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die oudheid met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is, want God het sy offers aangeneem, en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het, en hy was hy nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het, soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, beloon. Omdat Noag geglo het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor die dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou, om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom 'n erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Ek gaan net tot sover lees vanmôre. Indien jy nou verder sou lees, sou jy agterkom, daar word nou nog 'n klomp geloofshelde genoem. Abraham, Moses, Rahab en nog 'n hele paar ander. Se geloofstories word vir ons hier in Hebreërs 11 vertel. En die doel daarvoor was om vir die Israeliete en die gelowiges wat uit die Griekse ryk en uit die Romeinse ryk en ander gelowe tot geloof gekom het, vir hulle soort van 'n inleiding gegee tot geloof. Wat is dit wat ons as Christene glo? Wat behels dit? Hier in die laat 1990s het John O'Reilly & Sons, is 'n publishing company wat boeke publiseer, 'n nuwe reeks gebring for dummies. Julle moes dit al gesien het in die boekwinkel.
Hulle almal lyk al dieselfde, hulle het so donker swart streep en dan die geel en die blou, en dan is dit nou investment for dummies, of coding for dummies, of Microsoft Word for dummies. En dit klink nou asof dit nou eintlik 'n bietjie afbreekend is, om te sê dis nou vir dommes of vir domkoppe, maar dit was nie die doel van hierdie boeke nie. Die doel van hierdie boeke was om vir normale, gewone mense, wat dalk net nie al die nodige kennis en inligting het om die dinge op 'n hoër vlak te verstaan nie, eenvoudig te maak en af te breek, sodat 'n normale, gewone mens dit kon verstaan. En so kom die skrywer van Hebreërs, ons weet nie wie dit was nie, sommige mense glo dis Paulus, maar die meerderheid Bybelkenners sê nee, dit was waarskynlik 'n ander persoon, ook van 'n Hebreëse afkoms, 'n Israeliet, wat dit geskryf het. Maar die doel daarvan was om vir gelowiges te sê, so lyk geloof. Kom ek breek dit vir julle af, ek maak dit vir julle eenvoudig. Julle, en geloof is inderdaad 'n baie, baie belangrike konsep in ons verhouding met die Here, in ons Christendom. Dit is half die fundament van alles waarin ons glo. Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Die feit dat ek en jy vanoggend hier sit, is omdat ons glo. Die feit dat ek en jy vanoggend hier kan sit en sê, maar ons gaan hemel toe, ons is gered, is omdat ons glo. Romeine 5 vers 1 sê, God het ons dan nou vrygespreek, deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. So geen ander rede nie. Niks anders wat jou by God kan uitbring en kan maak dat jy die ewige lewe kan kry en dat jy hemel toe kan gaan nie, behalwe deur geloof. So ja, daarom is dit redelik belangrik dat ons moet weet wat geloof is en wat dit behels. Nou, die van julle wat dalk nou sal kan terugdink in die dae toe julle nog op Sondagskool was, het hulle vir ons 'n basiese definisie van geloof geleer. Wat kom uit die Heidelbergse Katekismes, wat sê, geloof is kennis en vertroue. Kennis oor God se woord, kennis oor God se verlossingsplan, kennis oor wie is God en wie is ons en wie is Jesus. So die kennis is baie, baie belangrik. Dat ons moet weet waaroor gaan dit alles. Maar dan ook vertroue. Daar is baie mense wat die Bybel uit hulle koppe uitken. Teoloë en professors en doktore in teologie wat vir jou die Bybel baie mooi kan uitlê en verklaar en verduidelik. Maar wanneer dit kom by vertroue, dan glo hulle eenvoudig nie. Ons moet ook vertrou dat die kennis wat ons kry uit die woord van God is waar. En dit is die kennis wat ons tot verlossing bring. In Hebreërs 11 vers 1 staan daar dat geloof is die sekerheid van die dinge wat ons hoop. Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Nou hoop vir baie mense is so 'n vaag woord. Ek hoop die Stormers wen volgende Saterdag. Ek hoop ons kry 'n bietjie reën weer later in die week. Ek hoop my kinders kom dan hierdie jaar nog iewers vir my kuier. Wanneer ons sê ons hoop, dan is dit eintlik so 'n wens wat ons uitspreek. Maar die hoop wat ons het in Jesus Christus is nie 'n vaag wens nie. Dis 'n sekerheid. Dis 'n sekerheid waarmee ons leef. Dis so goed ons weet. En dit is wat Hebreërs 11 vers 1 kom sê, om te glo
is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. En dan sê dit verder, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Daar is geen bewyse vir ons geloof nie. Vriende, en dis met 'n rede so. Want as daar 'n bewys was vir ons geloof, dan was dit nie meer geloof nie. Dan was geloof nie meer nodig nie, want dan het jy te doen gehad met 'n feit. Maar die sekerheid wat ons kry word bevestig deur die gees van God se teenwoordigheid in ons lewens. Wat hierdie dinge wat ons nie sien nie, maar waarvan ons lees, wat ons oortuig dat hierdie dinge staan vas. Dit is waar. Dan gaan die skrywer van Hebreërs aan en hy gee so 'n paar geloofshelde. Ekskuus, net voordat ek dit sê, en dit gaan ons ook agterkom, geloof is ook altyd iets wat oorgaan tot aksie. Om net te sê ek glo, beteken niks. As jy regtig waar glo, my liewe broer, my liewe suster, as jy regtig waar glo, dan gaan jy nie anders te kan as dat daai geloof gaan uitloop op 'n sekere manier van praat, 'n sekere manier van doen, 'n sekere manier van 'n sekere gesindheid nie. Dit lei tot aksie. Daardie geloof is jou reaksie op God se openbaring in ons lewens. En dan kom ons by Abel. Nou julle ken die storie van Abel, die seuns van Adam en Eva. Op 'n dag het die twee offers gaan bring. Kain het van sy graan vir die Here geoffer en Abel het sy beste stuk vee vir die Here geoffer. En dan aanvaar God Abel se offer, maar nie Kain nie. En Kain raak opstandig daaroor en hy slaan op die ouend vir Abel dood en dis 'n hele familiedrama. Maar wat leer daai gedeelte ons van geloof? Abel het sy beste vir die Here gebring. Albei het offers vir die Here geneem, Kain en Abel. Maar om te glo is om nie jou verhouding met die Here af te skeep nie. Dat dit maar net nog 'n ritueel of is 'n tradisie of 'n ding wat jy doen nie. Dis om jou beste vir die Here te gee. Abel het dit gedoen. Abel het en God het op die ouend nie net Abel se offer aanvaar omdat sy beste was en dit beter was as Kain se offer nie, maar hy het ook gesien wat was die gesindheid waarmee dit gegee is. Abel het vir God aanbid met sy offer. Hy het God aanbid met sy offer. Liewe vriende, om te aanbid, is ook 'n woord wat ons maklik kan verstaan, maar om te aanbid is om 'n uitdrukking te gee aan jou geloof in God, in sy grootheid, sy majesteit, dat hy die koning en die Here oor jou lewe is, om te sê, Here, U is groot, ek is klein, U is almagtig, en ek onderwerp myself aan U gesag en U majesteit. En dit was Abel se gesindheid. Kain het gekom, en hy het sy offer daar neergesit, en gedog, dis wat hy moet doen, hy moet 'n offer bring, hy moet Wat is jou reaksie wanneer jy 'n offer vir die Here bring? Aanbidding is ons offer. Die Here soek nie ons geld nie, in die eerste plek nie, hy soek nie ons dienste wat ons lewer by die bazaar, of ons betrokkenheid by bediening nie, in die eerste plek soek hy ons aanbidding. Jou hart, wat vir die Here sê, Here, ek het U lief, ek wil naby ek wees, ek soek U in my lewe, U is my Here, my God, U is groot, U is almagtig. Dis wat die Here eers soek, dis ons eerste aanbidding. En as jy dit opreg doen, dan gaan jy nie anders te kan as ook om die Here verder te gee, dit wat hy toekom, of dit nou jou tiende, jou diens, jou gawes, jou talente is nie. Geloof, vriende, soek geleenthede om die Here te aanbid. Het sy in gesindheid, in woord, in daad.
Die volgende voorbeeld waarvan ons gelees het is Henog. Henog, lees ons sy storie, was iemand wat baie naby aan God geleef het en saam met God gewandel het, amper soos wat Adam en Eva gedoen het voor die sondeval. En ons lees, wanneer ons die storie van Henog lees, daar's nie baie wat oor hom gesê het nie, maar sy lewe was vir God 'n plesier. Omdat hy so naby aan God geleef het, God het sy teenwoordigheid geniet. En dan is die vraag vandag aan ons elkeen, hoe gee ons lewens vir God plesier? Gee ons lewens vir God plesier? En dit is dalk iets wat ek teenoor ons jong mense so wil stel. Ons soog baie keer onder groepsdruk. Ons doen dinge wat ons vriende doen, want ons wil graag inpas. Maar ons wil ook hê hulle moet van ons hou. Elke mens het eintlik 'n behoefte dat ander mense van ons moet hou. En daarom doen ons sekere dinge, ons praat op sekere maniere, want ons wil inpas. En soms doen ons goeders wat heeltemal half teen ons eie natuur is, soog ons onder groepsdruk om ander mense te plesier. Nou wil ek vir julle vanoggend sê dat ons kan die Here ook plesier. Ons kan hom ook laat glimlag. Maar dan kyk ek na myself en dink ek, sjoe, op skool het ek tot baie uiterstes gegaan om te probeer inpas en te maak dat mense van my hou. Is daar regtig waar daadwerklik dinge in my lewe wat ek anders te doen, sodat God kan glimlag, sodat hy kan trots wees op my? Dis wat Henog gedoen het. Hy het gelewe op 'n manier wat hy geweet die Here glimlag oor hom. Glimlag die Here oor my lewe. Glimlag hy oor jou lewe. En dan kom ons by Noag. Noag se geloof het hom laat werk vir God. Hy het vertrou toe God met hom gepraat het, dat dit wat God sê gaan gebeur. En in daai gehoorsaamheid het hy gedoen wat God hom gevra het. Ons het 'n bietjie vroeër gesê, dat geloof lei ook tot fisiese optrede en dade. Almal ken die storie van Noag. God wat vir hom kom sê het, luister, jy moet 'n ark bou. En daar was nie 'n wolkie in sig nie, inteendeel, dit was droog. Toe hy begin om hierdie boot te bou, die mense kom daar verby, en vra Noag, wat doen jy? Nee, ek bou 'n boot, daar kom 'n vloed. Wat het hulle gedoen? Hulle het hom uitgelag, hulle het hom gespot. Op grond van hoe hy opgetree het, as gevolg van sy geloof, het Noag uitgestaan. Hy was nie bang om anders te wees nie, hy was nie bang om teen die stroom in te gaan nie, hy was nie bang om deur mense gespot te word nie, want hy het geweet wat hy weet, en dat dit waar is. Hoe sê hulle weet nie wat ons weet nie, nee. Ons as kinders van God kan ook dit sê, hulle weet nie wat ons weet nie. Noag het daar vir sy vrou en sy kinders ook gesê, wanneer hulle gespot is, laat hulle maar lag, hulle weet nie wat ons weet nie. Dat dit wat God beloof, dit staan vas, en so sal dit gebeur. En so het Noag se geloof gelei dat hy hierdie ark gebou het, en dit het op die ouend gelei tot die redding van hom en sy familie. Vriende, ja, en so ek sê, dan is daar nog 'n klomp ander voorbeelde, maar ek wil nou terugkom na ons geloof, en vir jou vra, hoe lyk jou geloof? Jesus het op 'n kol gesê, as ons geloof so groot was soos 'n mosterdsaadjie, sou ons vir daai berg kon sê, skuif daar daai kant toe, en die berg sal dit doen. Vriende, dan staan ek vanoggend hier voor julle, en ek moet vir julle eerlik wees, ek dink my geloof is dan kleiner as 'n mosterdsaadjie.
ek dink my geloof is soms baie klein en skraal. En dan kan ek maar net vir die Here tog dankie sê, dat dit is ook nie op die grootheid van my geloof wat hy my red nie, maar dat ek glo. Dat ek glo in 'n opgestane Here Jesus. Dat ek glo aan 'n verlosser aan die kruis. Dat ek glo dat die ewige lewe vir my aangebied is en dat ek 'n erfgenaam van God die Vader is en dat ek eendag saam met die Here Jesus in die hemel gaan wees. Maar verder, as ek kyk na hierdie groot manne, hierdie name wat genoem word in hulle geloof, dan voel ek klein vanmôre. Dan begin ek ook dat om te glo is nie 'n doelwit nie. Dis nie iets wat 'n ou bereik in die lewe om te sê ek glo in die Here. Nou is ek 'n kind van God, nou kan ek ontspan en maar net die vrugte daarvan geniet nie. Nee. As jy vandag hier sit en jy weet jy's 'n kind van die Here is omdat jy glo, maar dis net die beginpunt van jou geloofspad. Dan moet jy vir jouself vra, maar hoe lyk my geloof anders? Hoe lyk my lewe anders vanmôre as wat dit sou gelyk het as ek nie geglo het nie? Hoe lyk jou lewe anders op die grond van die feit dat jy glo? Wat is die bewys van jou geloof? En ek wonder, vriende, ek wil dit nou nie 'n retoriese vraag hê nie, dalk is hier iemand vanoggend wat vir ons iets wil sê, wat 'n storie het om te vertel, 'n stukkie getuienis wat sê, maar dit is hoe my lewe anders is, omdat ek glo. Is daar enigiemand wat dalk vir ons iets vanoggend wil deel? Ek wil regtig waar nou die vloer oopmaak, al is dit net 2 of 3 sinnetjies wat jy kan sê, maar hier op hierdie punt is my lewe anders omdat ek glo. Enigiemand. Dominee Gerald gryp 'n mikrofoon daar. Die res van julle huis nou baie voorbarig, nê? Jy hoef nie vorentoe te kom, jy kan net daar staan waar jy is. Maar Dominee Gerald, ons luister graag vir jou. Goeiemôre. 2 sinne. Toe ek die Here aangeneem het en begin glo het ek anders begin lief hê. Ek het dieper begin lief hê en my liefde vandag ken geen grense, net soos die Here Jesus se liefde geen grense ken nie. Dankie toe. Baie dankie. 'n Ongelooflike stukkie getuienis. 2 sinne, enigiemand. Julle is 'n baie skaam gemeente, nee. Dominee Gerald het nou amper gesê wat ek ook sou sê. Die feit dat ek glo in die Here Jesus maak dat ek makliker mense kan lief hê. Self mense wat dalk in die wêreld se oë nou nie liefdewaardig is nie. Dis hoe my geloof my verander, dat ek eintlik baie maklik enige iemand kan lief hê en maklik kan vergewe en regtig waar opreg lief is vir mense. Ek dink nie as ek in die Here geglo het, sou dit in my hart geleef het nie. Nog enigiemand? Daar sê, dankie. Dankie, dit is so waar. Jy herinner my aan, ek weet nie of ek al die storie vertel het nie, maar ek was een keer in my lewe wat ek gedog het, nou is ek dood. Ek het al die storie al vir julle vertel, wat ek in die Oranje rivier met 'n roei geleentheid onder in 'n maalkolk begin het, en hy het my vasgevang, en ek kon nie daar uitkom nie. En ek het besef, op daai oomblik, dis my laaste.
Dis die einde. En 'n ou weet nooit hoe jy gaan optree as jy in so 'n situasie kom nie. Ek het ook nie geweet nie, maar op daai oomblik het ek net gesê, Here, kyk asseblief na Jenny en die kinders en dankie dat ek hierdie lewe saam met U kon geniet. En daar het 'n stuk rustigheid en 'n vrede op my baie oomblik gekom. Ek is al uit, hier staan ek vandag, dit was 'n wonderwerk, maar as ek nie geglo het nie, sou ek waarskynlik seker die grootste vrees en beangstigheid van my lewe op daai oomblik beleef het. So ja, die Here maak 'n verskil as jy glo. Weet jy nog enigiemand? OK, dankie Louis. Iemand wat ervaar dat jy met die God ken in jou weë. Dis wat geloof is, om nie jou eie kop te volg, jou eie pad te volg nie, maar die Here se wil te soek. Wat jy nie gaan doen as jy nie geloof het nie. Dis ons geloof wat ons dring om die Here se wil te soek. Nog enigiemand? Ja, dankie. Sjoe. Baie, baie dankie. Here wat in die klein dingetjies, omdat hy glo, ervaar hy dat die Here net voorsien in klein goedjies, klein wonderwerkies, sal mens kry mens iets so 'n klein wonderwerkie, maar ja, dat en dis wat geloof doen. Dat jy nie ook met vrees en angs en goeters leef nie. Baie, baie dankie. Nog enigiemand, nog 'n laaste een dalk, wat iets wil sê? Okay, kom ek bid vir ons. Hemelse Vader, dankie dat ons kan glo, dat dit die eerste gawe van die Gees is geloof. Dat ook die feit dat ons glo eintlik 'n geskenk is, Here, dat dit nie iets is wat uit onsself kom nie. So dankie, Here, vir my geloof. Dankie vir elke oom, tannie, man, vrou, kind wat ver oggend hier sit, dat U vir hulle geloof gegee het. En daarom kan hulle weet, U belofte staan vas. Daarom kan hulle deur hierdie lewe gaan en weet hulle is nie alleen nie. Daar's 'n God wat saam met hulle die pad stap. Daarom, Here, kan ons, wanneer ons benoud of bang raak, by U gaan krag soek. Wanneer ons radeloos voel, by U gaan wysheid soek. Here, en wanneer ons bekommerd is, kan ons by U sekerheid gaan soek. Dankie vir U woord, dankie vir Noag, en vir Abel, en vir Henog, en vir Abraham, en vir Moses, en Rahab, en Dawid, Here, en al hierdie wonderlike mense in die Bybel, wat vir ons deur hulle geloof inspireer. Dankie vir my ma, vir my ouma en oupa, en my vrou, en ook my kinders, wat ook deur hulle geloof vir my inspireer. Dankie vir
ooms en tannies en kerkraadslede en ag Here, sommige mense wat ek langs die pad raakloop wat my deur hulle geloof inspireer. Ons loof en dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ag julle, net voor ek afsluit, ek wil net sê ek was in hierdie week by 'n tannie wat 90 jaar oud geword het, tannie Marie. En haar man toe wat my vertel, die eerste ding wat hy my vertel toe ek aan instap en ek sê tannie, wat 'n wonderlike mylpaal om 90 jaar oud te word. En hy sê dis omdat hierdie vrou so glo. Vertel die oom vir my. Dit was my verskriklik mooi. Kom ons